Verdunde salpetersuur word by 25°C by gedistilleerde water gevoeg. Hoe sal dit die hydronium-ioon-konsentrasie en die ionisasiekonstante van water by 25°C beïnvloed? Die korrekte antwoord is C. Salpetersuur is 'n sterk suur wat volledig ioniseer en gevolglik die konsentrasie van die hydronium-ione verhoog. Dit beteken A, B en C is korrek. By 25°C is die ionisasiekonstante van water gelyk aan 1 maal 10 tot die mag minus 14. Nou, hierdie konstante hang net af van die temperatuur. So, die temperatuur is aanvanklik 25°C, dit word gehou by 25°C, met ander woorde, die ionisasiekonstante bly dieselfde, C en D is korrek. As ons dus salpetersuur by water voeg en die temperatuur bly 25°C, sal die hydronium-ioon-konsentrasie toeneem, terwyl die ionisasiekonstante konstant bly, omdat die temperatuur konstant bly. Nou gestel die vraag was anders gestel. Verdunde salpetersuur word by 25°C by gedistilleerde water gevoeg. Hoe sal dit die hydronium-ioon-konsentrasie en die ionisasiekonstante van water beïnvloed? Nou, as jy mooi lees, sal jy sien, in hierdie geval begin ons by 25°C, maar daar word nie vir ons gesê dat ons bly by 25°C nie. Nou, wat gebeur in die regte lewe? As jy 'n sterk suur, soos salpetersuur, by gedistilleerde water voeg, dan vind daar 'n eksotermiese reaksie plaas. Met ander woorde, die temperatuur gaan effens toeneem. En as die temperatuur toeneem, dan gaan die ionisasiekonstante ook effens toeneem. So as die vraag so gevra is, dan gaan ons sê die hydronium-ioon-konsentrasie gaan toeneem, maar anders as die oorspronklike vraag, gaan die ionisasiekonstante ook effens toeneem, aangesien daar 'n effense toename in die temperatuur is weens die eksotermiese aard van die reaksie. En dan sou die antwoord A gewees het.